Onthou jy nou as ek voorheen al gepraat oor jou grense, oor jou perke. En ek wil vanoggend 'n bietjie fokus op wanneer jy in situasies beland waar dit vir jou moeilik raak. Mense sal jou toe kom en hulle sal vir jou probeer kry dat jy vir hulle moet uitstel gee op hulle betalings of hulle produkte gee en later te betaal. Kom ons maak 'n voorbeeld, vriendin kom na jou toe en sy sê maar my serum vir my hare is op en ek by nou eers die einde van die maand, daar's die naweek is haar begrafnis. Kan jy nie asseblief vir my solank die serum bestel en vir my gee en dan betaal ek die einde van die maand. Ons ken mos mekaar. Kom ons al 'n lang pad, ek kom ons nou al baie lank by jou. En dan sê jy, okay, dis fyn. En aan die einde van die maand, wanneer dit kom by die betaling, want jy het nou al lank al die goed gegee, die begrafnis is verby, die hare is mooi gemaak, dan word jy vir my. Of beteken dan kom maar verskonings, dit het nou voorgeval, daar was 'n dubbele aftrekking by die bank en ek het nie nou jou geld nie. Dan sit jy. Jy het die geld nodig gehad. Hoe maak jy nou? So een manier om baie van hulle op te los of om teen te werk, dat dit nie moet gebeur is, sorg dat jy jou grense daar het. Skryf dit neer as jy moet in 'n boekie en sê, almal moet byvoorbeeld kontant betaal. Daar word geen uitsonderings gemaak nie. Maak vir jou 'n raamwerk. Kom ons gestel jy's by die werk, jy werk by die baas. Jy het 'n kontrak wat sê, dit is wat jou pligte is, en as jy dit nie nakom nie, dit is die strawe of die dissiplinêre optredes of aksies wat hulle kan neem. En so daar is 'n verstandhouding van wat hulle van jou kan verwag. As hulle van jou iets verwag wat nie in jou pligte status is, dan kan hulle mos nie die dissiplinêre verhoor laat voortgaan of die prosedures toepas as dit nie van jou verwag word nie. So wanneer jy by die werk instap, jy weet presies hoe laat moet jy inval, jy weet hoe laat jy moet uitval. Jy weet of jy 'n lunch kry en jy weet watter dae jy moet werk, jy weet watter pligte moet jy doen binne daardie ure wat vir jou verwag word. Jy moet vir jouself so iets kry van hoe jy jou besigheid bestuur. En dan gaan jy dis nie 'n ooreenkoms wat jy met die kliënt aangaan nie. Jy gaan nie vir elkeen 'n dokument gee en sê as jy by my wil koop, dan moet jy nou hierdie reëls nakom. Daai reëls is vir jou. Jy stel dit op en sê, maar okay, ek gaan nie toelaat dat mense eers die produk kry en dan betaal. En jy maak dit vas. Hou net daarby. En as mense kwaad loop vir jou daaroor, dan vra ek vir jou die teenvraag, as jy vir my kwaad loop omdat ek jou nie wil help nie, sou jy my dan betaal het? Want iemand wat wel sou kom betaal, sal nie kwaad loop vir jou nie, en hy gaan verstaan presies waaroor dit gaan. Onthou 'n bietjie hierdie goedjies. En dan kom ons terug. So dan gaan jy ook sê, mense wat betaal, wanneer gaan jy betaal? En dan moet jy gaan seker maak, het hulle betaal op daai datum. En as hulle nie betaal het nie, dan verkoop jy eenvoudig hulle produkte. Jy kan nie heeltyd goed hou nie. So maak daai reël ook vas. Gaan sit en dit is jou pligte staat van hoe jy gaan werk met die kliënte. Skryf dit neer en hou daarby. En as jy vorentoe sien, maar okay, hierdie enetjie moet ek 'n bietjie verander, dan verander jy dit. Nie omdat mense druk op jou plaas nie, maar omdat jy sien in jou besigheid wat groei, gaan dit bietjie beter vir my gaan as ek dit so omdoen, bietjie makliker daar wees of ten voordeel van die besigheid. Maar hou net daarby. Mense kan maar kwaad loop vir jou. Hulle loop nie kwaad vir OK omdat hulle kontant moet betaal by die town. Hulle loop nie kwaad vir die petroljoggie of vir die ene wat die garage besit oor hulle moet kontant betaal vir die petrol nie. As hulle net R50 het, dan kry hulle net R50 se petrol. As hulle net geld het vir een brood, dan kry hulle net een brood. Hoekom laat jy toe dat dieselfde mense wat daar kontant betaal, wanneer hulle by jou instap, dan kry jy hulle jammer en sê nee, toe maar jy kan my die einde van die maand betaal. Jy het nie die verkope nodig nie. Want dit is gewoonlik waar ons in die strik trap. Ons begin en ons wil graag ons verkope opstoot, want almal plaas druk op ons moet meer geld maak, ons moet boost vir verkope, ons moet druk. En dan help ons mense en dan die ouend sit ons met 'n klomp skuld.
En dan moet ons ophou. Oppas vir die goed. Sterkte en wees vol vertroue. Gaan sit, maak jy goed. Hou net daarby.